Net van my kant af, baie welkom hier so by Kaleio Kerk. Dit is vir ons so lekker om soveel gesigte te sien, soveel mense te sien. En waar die Here net mense begelei het om vanoggend hier so te wees. Nie net hier so fisies nie, maar ook aanlyn, so vir al die aanlyn mense vanmôre, baie welkom. Ons weet, jy gaan vandag so lekker saam met ons kuier. En nie net kuier nie, maar regtig 'n woord beleef wat ek glo in seisoen is, wat ons nodig het om te verstaan vir die sukses van ons volgende seisoen, en ek gaan nou daarso by uitkom. Maar as jy vandag die eerste keer by Kaleio kuier, en jy's nuut, jy het ons van iewers gehoor, of op Instagram gesien, of waar ook al, wil ons jou sê, baie welkom, hierso by, ek dink seker een van die mooiste venues in Suid-Afrika, hè? Ek sit vanoggend daarso, nie sit nie, nou gaan julle weer dink, ek is in die badkamer. Ek het nie gesit nie. OK. Net konteks, daarso is, my dogtertjie het by die huis opgedaag hierdie week, en daar is 'n of ander pes by die skool, en dis nou in ons huis in, soos wat ek hier staan, is ek vol antibiotika, vol met lemon, alles. So, ek weet nie of ek in die gees is en of ek op meds is nie, maar in elk geval, hoor net wat ek te sê het vanoggend. Maar in elk geval, ek dink vanoggend, ek sê, Here, dankie vir hoe U Kaleio opgerig het. U het nie vir ons 'n ou gebou, of 'n ou skoolsaal, of 'n, toe U Kaleio opgerig het, het U vir ons die beste gegee. Die beste wat daar is, en ek weet net vanoggend so diep 'n dankbaarheid vir die Here gehad. Here, dankie dat U die beste, en omdat U beste gee. Here, begelei ons om ons beste te gee. Ek wil, voordat ek aangaan, wil ek graag vir Annika vorentoe roep. Annika, is jy hierso? Hallo, Annika, daar sy. Annika, kom gou hierso. Kan julle gou vir haar hande klap gee? Annika verjaar vandag. Baie geluk. Ek is so trots op Annika. As julle nie weet nie, sy is die leier van ons kinderbediening. En ons het met Kaleio Kerk begin die 24ste November laas jaar, tot ons die kinders onder gazeboutjies gehad. En so het dit gegroei, en toe begin dit met 5 kinders en 6 kinders. En die vorige week was daar 25 kinders gewees, soos die kinderkerk besig is om te groei. Kan ons die Here net loof vir dit, hoe amazing dit is. Maar onder haar leierskap, wil ek net wys hoe mooi hierdie is. Sy is die leier van die kinderkerk, maar sy het mense opgerig in die afgelope 6 maande. Daar's 3 volonteërs vanoggend by die kinderkerk, en sy kan vanoggend die diens saam met ons geniet. Dis leierskap. So well done. Ek is baie trots op jou. Ek wil net vir haar bid. Annika ons vir haar geskenkie gekoop. Gaan ons dit nou gee of nou gee? Is dit nog nie gekoop nie? Ons het nog nie vir jou geskenk gekoop nie. Sorry. Kom ons steek hande uit na haar toe. Here, ons kom verklaar die roeping, die Kaleio roeping wat oor haar lewe is. Here, U het haar nie net geroep vir enige taak nie, maar vir baie spesifieke taak in hierdie tyd. En ons kom bevestig die salwing oor haar lewe. Here, dat deur haar bediening kinders diep aangeraak gaan word en leer wie U is. En wie hulle in U is. En Here, so daarom kom bid ons vandag. Kom bless haar met innerlike sterkte, met al die voorsiening, met die wysheid, die geduld, om hierdie bediening na vlakke toe te vat wat Suid-Afrika nog nie gesien het nie. Ons bid dit in Jesus naam, en almal sê, Amen. Daar is hy. Baie geluk met jou verjaarsdag, hoor. Ons is so trots op jou. Geef vir haar laaste hande klap net. Hierso, ek gaan nou 'n bietjie puntenerig wees. Hierso koue windjie wat hier op my waai. Kan ons dalk daai deure toemaak daarso as dit moontlik is? Ons is in die winter, en ek wil vanoggend begin deur hierdie ding te sê. Ek het so 2 weke terug, as jy aanlyn saam met my gekyk het, ek dink die preek se naam was Jy kan. Wie het almal daai preek gekyk aanlyn as jy so is, Jy kan. En ek het daarso gesê dat ons beweeg nou in 'n winterseisoen in, en ek beleef net fisies is ons besig om in 'n winterseisoen in te gaan nie, maar dat ek en jy geestelik in 'n winterseisoen ingaan.
En wat dit beteken is nie iets wat vir ons hoef bang te wees nie, maar die hele gedagte is hierdie, is dat wanneer ons in 'n winterseisoen ingaan, ek weet nie of jy weet nie, maar meeste van die groei wat in bome gebeur rondom ons, gebeur nie in 'n somerseisoen nie, dit gebeur in die winter. Dis die tyd wanneer daar werk ingesit word. Dis die tyd wanneer die wortels dieper groei. Dis die tyd wanneer ek en jy behoort nie weg te hardloop van die koue nie, maar om as kinders van God intentioneel saam met die Here te werk sodat ons geestelik kan groei. En ek beloof jou, ek wil hê elkeen wat deel is van Kaleo aanlyn ook, hoor vir my. As ek en jy weghardloop van ons winterseisoene af, gaan ons sukkel in die somer wat kom. Dit wat die Here beplan deur jou lewe, gaan geproduseer word in jou winterseisoen. Sorry, dis net hoe dit werk. En so ek wil ons as Kaleo in 'n winterseisoen inneem, want ek is baie seker daaroor, dat ons kom nou net uit 'n somerseisoen uit. Kaleo se begin was ongelooflik someragtig, as ek dit so kan noem. Daar was vrug, hier's mense, binne 6 maande sien ons mekaar, en ons is 'n volwaardige kerk, daar's 'n aanlyn bediening, ons het 'n sosiale media volging, daar's impak wat gemaak word, so ons kom uit 'n somerseisoen, maar nou kan ons net gou pause. Ek wil hê dat ons as Kaleo in ons persoonlike lewens, individueel, ek en jy elkeen, in 'n winterseisoen ingaan. Dat ons die ware vrug kan dra vir wanneer die somer weer kom. Ek weet nie hierdie nodig om te hoor nie, maar somer kom. Weet nie waar jy is nie, somer is op pad. Miskien struggle jy, Here, wanneer gaan dit ophou? Here, wanneer gaan hierdie winterseisoen oor wees? Here, ek sukkel, Here, ek sien nie 'n toekoms nie. Ek het nodig om vir iemand te sê, somer is op pad. Maar kom ek en jy maak werk rondom wat dit beteken om regtig geestelik in jou lewe in te bou. Okay, so ek wil hierdie begin. In die week luister ek na 'n aanbiddingslied, en die lied gaan oor 'n baie spesifieke ding, en dit gaan oor hierdie woorde, Jesus is koning. Nou, ek wil begin, dit kan so 'n Christianese topic wees. Jesus is koning van my lewe. Dis die mens wat praat, skus, dis nie ek nie. In elk geval. Jesus is koning. En ons kan dit vat as net 'n realiteit, maar ek het nodig dat ek en jy vanoggend diep verstaan wanneer ons sê Jesus is koning. So in die volgende tyd wil ek so 'n bietjie tyd spandeer rondom Jesus se karakter, want hoe groei ek en jy geestelik? Hoe kom ek en jy en sê, Here, okay, ek hoor ek gaan in 'n winterseisoen in, wat moet ek doen? En ons gaan vandag daaroor gesels om ons wortels dieper geestelik te laat groei. En ek dink die regte antwoord is dat ons Jesus bestudeer. Voordat jy jou Bybel oopmaak en nou van Genesis tot Openbaring lees en nou vas en bid jy en nou vat jy die Bybelstudie en daai Bybelstudie, wow, stop met gou. Stop. Ek wil baie duidelik maak dat hoe ons geestelik groei is nie deur meer Bybelkennis te hê nie. Bybelkennis is goed, it's amazing. Maar ek ken baie ouens met baie Bybelkennis wat se lewens uitmekaar uitval. So my opinie is hoe ek en jy geestelik werklik groei is wanneer ons Jesus aanskou en hom bestudeer, sy karakter, wie hy is, wat hy doen, hoekom hy gekom het. Alle fasette van sy lewe, as ons dit begin bestudeer, sal ek en jy outomaties vrug dra in ons lewe. 2 Korintiërs 3 vers 18 is duidelik, soos wat ons in 'n spieël hom aanskou, so sal ons groei van glorie tot glorie. Daar's 'n stuk glorie binne in jou. Ek wil vir jou sê, dis die een ding wat die duiwel van jou wil wegneem, is die wete dat daar 'n stuk glorie in jou is. En wanneer jy dit ontdek en begin agter dit aan stoei en werk en sê, Here, ek wil hê dit moet manifesteer in my lewe, Papa, gaan dan min dinge jou stop. So kan ek en jy vanoggend saam
'n stuk van Jesus se karakter bestudeer en dit is wat ons die volgende tyd gaan doen. Daar's baie verskillende fasette aan Jesus. Jesus het verskillende name. Ek gaan vanaand 'n paar vir jou noem. Ons ken Jesus as redder. Jesus is 'n redder, dat hy het gekom, nommer 1, om my en jou te red uit die put van die hel. Punt. Ek weet daar's baie kerke wat nie nou wil praat nie, maar Jesus het gekom om my en jou te red van die hel. Punt. En so hy's redder. Hy kom red ons van ewige skeiding saam met die Vader. En hy kom en ons sterf saam met hom die oomblik wat ons glo en ons word lewendig saam met hom. En ons gaan dit met die doop gaan ons dit vandag celebrate. Die tweede aspek van Jesus se karakter is dat hy sê ek ken julle nie meer as slaaf nie, ek ken julle as vriend. Ek weet nie of jy ooit Jesus net as vriend beleef het nie. Vriend. Ek bedoel nie daai weird vriend wat jy op skool gehad het nie. Ek bedoel 'n close vriend. Het jy daai pelle in jou lewe? Ouens wat jou ken. Ouens by wie jy kan wees. Daai pel by waar jy nou en dan 'n vloekwoordjie drop en daar's no judgment. Pastoor, vloek jy? Nee. Nooit. Die punt is ken jy Jesus as 'n persoon by wie jy net kan wees? Hy's vriend. Hy ken jou, hy lag saam met jou. Hy's regter, hy's die een op die einde van die dag wat gaan oordeel. Dankie Here, ek en jy wat in hom is reeds saam met hom geoordeel. Hy's die een wat genees, hy's 'n geneesheer, Jesus genees. Hy spesialiseer daarin, reg deur die Bybel, spesialiseer hy om die ongesondheid wat in mense se lewens is, kom genees hy. Nog 'n gedeelte wat my belangrik is hy's die woord. Jesus is die woord van God. Nou, die woord van God, ons gaan 'n bietjie hierdie bestudeer in die toekoms, is nie net die Bybel nie. Miskien skok ek jou nou. 'n Bybel is deel van die woord van God, Jesus is die totaliteit van die woord van God, en ons gaan dit bietjie ontdek in die toekoms, so is die woord, maar sentraal tot alle fasette van sy karakter, wanneer ons Jesus bestudeer, wanneer ons hom aanskou, is hierdie gedagte. Bo alles wat ek nou genoem het, is Jesus koning. En ek bid dat die Heilige Gees hierdie ding in jou hart kom vasmaak, want ek sê nou vir jou, as ons hierdie misvat, vat ons alles mis. Jesus is koning. Nou, wanneer ons sê Jesus is koning, dan het dit 'n paar goed wat dit by sê. En ek gaan sommer nou reguit vir jou sê, as Jesus koning is ek en jy nie koning nie. As Jesus koning is, gaan weer sê, is ek en jy nie koning nie. En dit klink weer eenvoudig wanneer ek dit sê. Maar hierdie is die mens se grootste struggle, en veral in ons westerse konteks. Is alles leer vir ons, is ons moet ons eie koning word, ons eie koninkrykies bou, ons moet ons hele lewe lank werk, en goedjies opbou, en dingetjies doen, want ons is eintlik agter alles klomp klein narcissistiese koningkies. Almal van ons. Ons kan bitter selfsugtig wees, en eintlik net vir onsself, op onsself fokus en op onsself kyk, en alle aandag moet op my wees, en ek is eintlik koning van my lewe. En hierdie is presies die plek waar die vyand Adam en Eva wou kry. Onthou jy het gesê, hoekom mag jy nie eet van daai vrug van die boom van kennis van goed en kwaad nie? Want die Vader wil net nie hê jy moet wees soos wat hy is nie. Hy weet dat wanneer hy mens kan kry om selfsugtig op homself te fokus, dit bring net vernietiging in 'n ou se lewe. Punt. Kind van God, een van die harde realiteite wat ek en jy moet na kyk wanneer ons in verhouding met Jesus stap, hoor mooi, is dat ek uit die posisie van koning uitklim en vir die regte koning die spasie gee in my lewe. Ons gaan nou ontdek wat presies dit beteken, maar kom ek sê sommer nou vir jou.
'n lewe wat werd is om te leef, is 'n lewe waar ek Jesus koning maak in my lewe. Waar ek besef, alles wat ek doen, is as gevolg van dat hy koning is. Ek's nie besig om my storie te probeer uitspeel nie, ek's besig om sy storie te laat uitspeel. Ek wil hierdie dieper vat, hier is my so belangrik. Soveel mense kom en sê, wat is my purpose? Wat is my purpose? Wat is my doel? Daar's soveel boeke geskryf, daar's soveel ouens wat hierdie vraag probeer antwoord. Hoekom is ek hierso? Hoekom is ek op aarde? Wat is my doel? Hoekom is ek hierso? Is ek toevallig hier of het die Here 'n plan met my lewe? Stop. Dis 'n selfsugtige vraag om te vra. Ekskuus as jy voel ek praat hard vanoggend, maar ek sien hierdie oor en oor in ouens se lewe. Hy het huweliks-issues, sy besigheid val uitmekaar uit, dinge gebeur, nie soos dit moet gebeur nie, maar op die ou einde van die dag, as ek by hierdie punt uitkry, om te sê, wie is God oor jou lewe? Wie is koning oor jou lewe? Dan is die eintlike antwoord, ek. Jy wat van die afgelope tyd sukkel met, what's the purpose of my life? Dis die verkeerde vraag om te vra. Ek hoop jy hoor vandag, hierdie is 'n stuk harde realiteit wat elke mens moet leer. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor Jesus. En weet jy wanneer word jy lewendig? Weet jy wanneer kom jy tot jou volle kapasiteit? Is wanneer jy begin sê, what is the purpose of his life? Hierdie moet jou vrymaak vanoggend. Die waarheid. As daar geen ander doel in jou lewe is, as om net Jesus lief te hê nie, dan is dit genoeg. Ek kan nie preek net hier land. Maar ek gaan nie, want ek het nog baie om te sê. So Heilige Gees, ek bid in hierdie oomblik. Here, ek is so moeg vir kerk wat probeer sê, die Here het 'n plan met jou lewe en die Here gaan dit en dat doen en daar's so 'n mooi storie. Here, kan ons net daai dings laat sterf en sê, Here, wat is u doel? Wat is u storie? Wat is u rigting? Wat is die pad waar jy u wil stap? Here, ons buig ons knieë voor die koning. Dit gaan nie oor ons nie. Want Here, dis wanneer ons ontdek, het gaan oor jou. Val alles in plek. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, amen. Dis hoekom Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal alles in plek val. Hier is die realiteit. As jy wil koning wees, moet jy alles onder beheer hê. As jy wil koning wees, moet jy seker maak, alles is val in plek. Jy moet alles onder beheer hê. Ek weet nie vir jou nie, ek wil nie daar wees nie. Ek het nie die kapasiteit om alles te beheer nie. Maar wanneer hy die koning word, wanneer Jesus die koning word, dan val my lewe in plek. Daar sal altyd voorsiening wees, daar sal altyd doel wees, al die diepste behoeftes wat jy het, sal altyd in plek val. Punt. Ek weet nie ons dit 'n Instagram quote kan maak nie, maar dis amazing. Maurits, dankie. Dis die menswerk, papa. Okay. Ek wil hê ons moet gou gesels, ek wil hierdie vir jou lees. Want Paulus kom vang hierdie gedagte op, wanneer ons sê, hy is koning en ons is nie koning nie. Ons kry dit in Kolossense 1, en ek het dit al vir jou gelees, maar ons gaan hierdie oor en oor en oor lees, totdat ons onsself ten volle kan herinner, dat Jesus koning is. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom. So kyk op die bord, Kolossense 1, vers 15 tot 20, Paulus skryf die volgende, die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping.
God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Stop. Ek wil net vandag hier staan en sê, asseblief moenie my sien as die hoof van hierdie kerk nie. Ek is nie. Jesus is die hoof van hierdie kerk. Ek werk vir Jesus. Ek is aangestel deur Jesus. Is nie my koninkryk nie? Weet jy wat, as my koninkryk was, moes ek julle entertain en happy hou, om te kyk hoeveel tiendes kan ek uit julle uitkry. Ek is so bly, ek staan hier en sê, Here, dis u kerk. Ek gaan nie 'n dag bekommer oor die toekoms, finansiëel, oor hierdie kerk nie, maar dis u kerk. Amen. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die doodheid opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hemel kan inneem. Stop met gou daarso, ek het nodig om hierdie te noem. Hoe weet ek Christendom is die waarheid? Hoe weet ek my geloof is die ware geloof, die enigste geloof wat werklik vry maak? Hoe weet ek dat ander gelowe nie eintlik die waarheid is nie, en ons nie eintlik die pot missit nie? Dit gaan oor hierdie punt, want Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ek wil jy moet gaan bestudeer wat hierdie beteken, want geen ander geloof het hulle profeet of hulle leier of hulle diktator of wat ook al geloof hulle opgerig het uit die dood uit opgestaan nie. Sorry, Mohammed het nie uit die dood uit opgestaan nie. Nie Boeddha nie. Nie een van die ander gelowe se middelpunt het uit die dood uit opgestaan nie. So ek glo omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Vers 19, God het besluit om in sy volle wese in hom te woon. Vers 20, om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en op hemel met homself versoen. Hierdie bly die beste nuus vir my en jou, wanneer ek en jy besef, ons is met die Vader versoen. Jy wat nog nagte wakker lê en wonder, Here, leef ek reg, doen ek goeie werke, Here, is daar, kyk jy oor my lewe en doen ek alles reg, kan ek net vir jou sê, hou op daar in performance leef, die Here kyk na jou deur sy seun en sê, perfek, ek is met jou versoen. Daar's niks tussen jou en die Here nie, niks. Nie jou vloekwoordjie van laasweek, nie daai tannie waarvoor jy gekyk het nie, niks. Hy is met jou versoen deur die bloed van sy seun. Amen. Bly hierdie goeie nuus vir jou. Dis die evangelie. Niks. Hoe gaan dit wees sê? Niks kan jou ooit weer skei van die liefde van Christus nie. Maar hoor mooi. Ek het nou vir jou Jesus as koning gewys. Heerser. Die een waaroor alles gaan. Die koning. Maar jy sien, hierdie koning funksioneer bietjie anders as die normale wêreldse koning. Ek dink ons sukkel met die term koning, want ons ken nie regtig koningskap nie, ons weet nie eintlik hoe dit werk nie, want ons leef nie binne in 'n monargie of daai stelsel nie, ons leef in 'n demokrasie, ons verstaan nie regtig altyd wat dit beteken, wanneer ons sê Jesus is koning nie. So kan ek vandag vir jou intrek, kan ek jou vandag begelei na 'n plek toe om werklik verstaan wat dit beteken om koning te wees. Ons in die afgelope tyd sien ons baie goed in die wêreld gebeur, daar's presidente en goed wat, Ramaphosa is oor Amerika toe, en daar sit hulle, kop aan kop, Trump teen Ramaphosa, dis nou twee konings, en eintlik sit hulle elkeen net daar, om hulle eie ideologie, hulle eie filosofie te laat uitspeel. Kan ek dit vir jou sê, dit wat jy daar sien, is nie wat dit beteken om koning te wees nie. Kan ek vir jou wys hoe tree 'n werklike koning op? Kan ek vir jou vandag wys? 'n Koning aan wie alles behoort, wat enige oomblik kan sê, mensdom, gaan weg. 'n Oomblik, hy's koning, hy kan doen net wat hy wil. Maar Jesus kom modelleer iets deur sy koningskap, wat ek en jy
diep moet verstaan vandag, en dis die volgende. Ons leer dit in Johannes 13, en ons gaan nou 'n hele paar verse na kyk, en so as jy nie Bybel gelees het in die week nie, jy gaan opvang nou. Johannes 13 vers 1 tot 17, vers 1, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds gewees dat die tyd gekom het om van hierdie wêreld na die Vader toe te gaan, en dan hierdie gedeelte, ek wil hê ons moet hierdie net oor en oor en oor. Hy het sy mense wat in die wêreld was, lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Kan ons dit gou stop, voor ons dit vandag lees? Kyk my in die oë. Hy het jou nie net, hy ken jou nie net nie. Jy is nie net 'n kennis van hom nie. Hy het jou tot die uiterste toe lief gehad. Nie vir die ou langs jou nie, nie vir die ou wat alles reg kry nie, vir jou. Vir jou. Vers 2, Jesus en sy disippels was aan tafel, en die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het, en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel opgestaan, sy blokkleed uitgetrek, en 'n handdoek gevat, en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi, en begin om sy disippels se voete te was. En dit dan afgedroog met die handdoek wat hy omgehad het. Danie, jy kan vir my na vore toe kom. En toe hy by Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek nou doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit wel verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in die alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon, hy hoef later niks meer as sy voete te was nie, en julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, nie almal is skoon nie. En toe hy hulle voete klaar gewas het, en sy blokkleed aangetrek het, het hy weer aangesit. Hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek nou vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en weet julle is reg, want ek is dit, ek is koning, bo alles. Maar as ek, wat julle Here is, julle leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook vir mekaar doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. En julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ek weet nie van jou nie, maar dis 'n koning wat ek wil dien. Hy is koning. Alles behoort aan hom. Maar dan kom hy by Petrus. Sê Petrus, kom hier. Ek kan wel jou naam noem. Jan, kom hier. Stefan, kom hier. Ornay, kom hier. Maurits, kom hier. Ek het nie nodig om hierdie baie te verduidelik nie. Die punt is, Petrus reageer soos ek en jy sal reageer. Die koning stap in. Kom, wil jou voete was. Nee, Heer, nooit, Here. As 'n manier nie. In alle ewigheid sal ek nie toelaat dat u aan my vuil, my lelik, my geheime, my verslawings, my alles, Here, ek sal nooit kan toelaat dat die koning aan dit kan vat nie. En Jesus sê, kom.
Daar waar die dinge die seerste en die lelikste is. Daar waar jy voel jy so ver geval het, jy kan dit nooit vir die wêreld wys nie. Daar waar jou diepste hartseer en pyn is, daar waar jou grootste bekommernis is, daar kom Jesus en sê, as koning, kom ek maak dit skoon. Kom ek kry jou reg. Laat my toe in daai area van jou lewe. Die titel van hierdie boodskap is nie, dit is Jesus wat koning is. Die titel van hierdie boodskap is, my koning. My koning. My koning is die leeu, maar hy is ook die lam. Hy is die redder, maar hy is ook die vriend. Hy is die koning, maar hy is ook die een wat aan my voete vat. Ek wens, ek kan vandag vir jou dit so duidelik maak, dat as jy dit besef, is jy vry. As jy besef, het gaan oor hom en dat hy aarde toe gekom het om my te kom haal in my diepste seer en verlorenheid. En dat hy my opbring en my nou sien as seun, 'n gelyke. As jy dit besef, en besef het gaan oor hom, dat my hele lewe gerig is vir sy glorie, dan maak ek en jy vir die eerste keer sin. So ek wil jou begelei om nie net Jesus te dien as koning daar ver nie, maar as koning wat naby gekom het. Die koning wat jou seer sien, jou verlange sien, jou pyn sien, jou tekortkominge sien, alles sien en nog steeds sê, ek is so lief vir jou en ek het jou tot die uiterste toe lief. Maar Here, ek maak foute, Here, ek gaan kyk weer daai goed, Here, ek drink weer daai drank, Here, ek vergryp myself weer aan daai pille, Here, ek dink weer daai goed, Here. Dis okay. Let's get real for a moment. Kan ons nie die religion laat val? Almal van ons is nie okay nie. As jy hier kom sit en maak of jy okay is, jy klig jouself. Ek is nie aldag okay nie. Ek het ook foute. Een van ons waardes hier is wees net asseblief eerlik. Ek het 'n fout gemaak. Ek kry dit nie reg nie. Ek sukkel. Want dis die punt waar jy gaan vrykom. Kan ons asseblief ophou 'n godsdienstige prentjie hê van Jesus wat daar ver is en soos 'n hippie hier kom rond sweef en almal net wil genees en happy is. Dis nie wie Jesus is nie. Jesus wil in die diepste seer van jou lewe inkom. Jou kom skoonmaak, gesond maak. En hou op daarteen stoei. Hou op vir jouself jok. Ek gaan okay wees. Nie weer nie. Nog net een keer. Ek sal het nooit weer doen nie. Jy jok vir jouself. Hoe ons is meesters om vir onsself te jok. In plaas van om gebroke voor Jesus te kom staan en te sê, Here, dis wie ek is. En hy kom en hy kyk met glimlag en sê, ek weet, ek verstaan, kom het uit jou voete was. Ek kyk in die week, ek land met hierdie pres van die band kan vorentoe kom. Ek kyk in die week 'n video van 'n persoon wat op 'n reel sê, you know, I think when I was younger, if someone just took a minute with me, if they just took a minute, I think my life would have been better. As iemand net 'n minuut gevat het en net by my kon wees. Nie oordeel nie. Nie opinies oor dit nie. As iemand net 'n minuut gevat het en net by my kon wees. Ek weet dat goed in jou lewe gebeur wat nooit moes gebeur het nie.
jou pa moes nie daai goed gesê het nie, jou ma moes nooit daai dinge gedoen het nie, daai persoon moes nie hulle self op jou geforseer het nie, daar's mense wat hier is, wat as goed wat nie moes gebeur het nie. Ek wil net vir jou sê, dat Jesus spesialiseer, to take a minute. He takes a minute. He takes more than that. Dis my koning. Amen. Hoor hierso Matteus 20, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Daai is koningskap. Jy kan slegs koning word. Hoor mooi, ek ken julle as priesters en konings. Jesus kom noem jou koning, maar laat Jesus jou koning noem voordat jy jouself koning noem. Amen. Jesus ken jou as koning. Maar hy sê as jy koning wil wees, be ready to love and to serve. Ek wens ek kan julle almal vandag in daai doopbad invat en almal se voete was en die prentjie omruil van 'n man van God wat hier voor staan en dink hy weet alles. Ek weet baie min, hoor. Maar Jesus, ek wil sien dat die storie wat die Here deur jou lewe wil kom laat uitspeel. Dis hoekom ek hier is, vir daai rede alleen, om my span, my mense, almal wat hier so is vir daai rede alleen, dat ons kan sien dat die storie wat die Here in jou lewe geplaas het, tot wording kan kom. Ons is hier om jou te dien. Dis hoekom daag mense hier so voor 7 in die oggend hier so op, stoeltjies skuif, alles doen, sodat ons jou in 'n spasie kan hê, waar ons jou kan vorentoe vat. Amen. OK, kom ons land met hierdie. Ek hoor in die week hoor ek 'n lied. Ek het hom vir 'n hele paar mense aangestuur, want ek dink is so relevant. En die lied se woorde is die volgende. Die woorde sê, I'm fighting a battle, but you've already won. Hoor net mooi. Elkeen van ons hier is besig om een of ander battle te veg. Wat ook al battle jy besig is om te veg, Jesus het klaar daai battle gewen. En dis al wat jy vandag hoef te weet. Mag jy vandag, soos wat ons hierdie lied sing, net besef, Here, ek veg hierdie ding nie alleen nie, en U het al reeds hierdie ding in my lewe gewen. Amen. Staan gerus saam met my, dan sing ons hierdie woorde. Jy kan vir 'n oomblik jou sitplek neem. Jy kan vir ons aanhou daar nie, hoor. Bedien ons verder. Ja, ek weet nie van jou nie, maar ek hoop dat net tydens hierdie lied net 'n stuk gewig van jou hart afgeval. Dat ek en jy veg nie alleen nie, en wat ook al ek veg, is al reeds gewen deur hom. Amen. OK. Nou voor ons land, kom ons celebrate hierdie gedagte deur saam nagmaal te vier. Ek weet of iemand gaan net vir my 'n kelkie en 'n broodjie kan bring nie, asseblief. Maar ek wil jou vanoggend begelei om nie net nagmaal te hou uit tradisie nie. Tradisie kan baie keer die betekenis van iets so doodmaak. En so ons vier nagmaal nie om net omdat dis nou maar wat ons doen nie, dis nou maar 'n sakrament en ons moet dit nou maar doen nie. Nee, ek wil vanoggend dat wanneer jy nagmaal gebruik, dat jy sal besef, hy is koning, hy regeer oor jou lewe, jy gaan okay wees, en selfs in dit het sy bloed gevloei om in die diepste areas van jou emosionele pyn te kom invloei en te kom genees. Amen. Moet liewers nie nagmaal gebruik nie, asseblief, jy gaan jou by jouself steel. As jy nie vanoggend
uit daai plek kan nagmaal gebruik nie, moenie. Maar kom ek en jy gebruik vanoggend, ons vier dit saam. Deur te sê, Here, die liggaam is gebreek vir ons, die bloed het gevloei vir ons, sodat ons kan heel wees. Amen. So daar is klomp nagmaal daar so, ek wil hê jy moet opstaan, ons begin by hierdie ry, julle kry eerste, tweede, derde, en so gaan ons deur, gaan kry vir jou nagmaal daar, en dan kom sit jy weer, en ek wil hê, moet dit net by jou, nagmaal was nooit bedoel om net by jouself te vier nie. Nagmaal was bedoel om tussen mekaar te celebrate. Here, ek bid dat vanoggend wanneer ons nagmaal gebruik, dat ons hierdie familie, hierdie gesin, Here, dat ons u krag en die liefde sal beleef, soos nog nooit van tevore nie. Dankie Here daarvoor. So asseblief, as julle daar kan opstaan en solank begin en soos julle sien, mense het klaar gebruik, staan op, gaan half vir julle nagmaal en kom sit weer en dan kom kry ons, dan doen ons nagmaal saam as 'n familie. Ek neem aan, meeste het nagmaal gekry en ons is reg. So, mense, niks jaag ons nie. Ander kerk het nou eers begin preek, hoor. En niemand sê ooit vir my dankie nie. Ek wil jou begelei om regtig, as jy met jou gesin of mense hierso is, om na mekaar toe te draai, en ek wil graag vanoggend, ons gaan almal staan en saam nagmaal gebruik, en mag dan net 'n atmosfeer van Jesus se liefde en ons liefde vir mekaar net 'n realiteit word. Maar ek het my familie hierso vanoggend en ek wil vra, asof ons opstaan, ek wil graag met my persoonlike familie, wil ek vanoggend saam nagmaal gebruik, as dit oukei is met jou. Maar draai families na mekaar toe, en as jy hier alleen kom kuier het, hoor jy, 'n ander familie gaan jou intrek, hoor. Lyk dit bietjie awkward vir 'n oomblik? Ek weet nie waar nie, en dan gaan hulle jou intrek. Sê, kom ons hê jou lief. Is dit reg met julle? So staan op, kom ons draai na mekaar toe, en as my familie net hier voor by my kan kom staan, en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. So, hoe ons dit vanoggend gaan doen, ek gaan niks sê nie, kies 'n leiertjie, iemand is 'n leier, en 2-3 sinne, Here, dankie dat ons saam kan nagmaal gebruik, vat iemand leiding, jy wat natuurlik leiding vat, en kom ons bedien mekaar op hierdie manier, amen. So en almal aanlyn, ons is ook so lief vir julle, dankie dat julle aanlyn saam met ons kuier, en dienste volg, ons is so lief vir julle, en ons sien julle dan nou nie volgende week nie, maar onthou, dat ons hierdie donderdag wat nou kom, 'n hemelvaartdiens het aanlyn, so jy kyk dit saam met jou familie, hy sal van 6:00 die oggend, sal hy reg wees. Kan ek 'n laaste ding net noem? Dankie vir elkeen wat bydra tot hierdie bediening. Uit my hart uit dankie. Dankie dat julle vang. Dit gaan nie oor om uit dwang te gee nie. Jy kan hierso sit en hier wees vir hoe lank ook al dit nodig is, en nooit 'n sent vir hierdie kerk gee nie, en dis oukei. Maar ek en jy gee uit 'n plek van dankbaarheid, en omdat ons glo dat dit wat ons gee, kry mense gered, kry mense gesond, en kry mense gestuur. En so dankie vir elkeen wat finansiëel bydra tot hierdie bediening, wat die Here jou oortuig om te gee. Ek wil 'n vinnige ding noem, ons kerk is besig om te groei, baie vinnig, so ons het 'n paar goed wat ons moet aankoop, aanskaf, dinge moet gebeur. By die venue huidiglik, ons hierdie venue, Bianca, ek wens sy was hier so, is ongelooflik goed vir ons. En so wat nou gebeur is, hulle het vir ons, ons in die venue saam gaan 'n container net hier agter opsit, want ons sukkel met stoorplek. Die mooiste venue in die wêreld, maar ons pak al ons goedjies op die stadion daar bo agter op daai galery. En wanneer daar troues is, dan moet ons al daai goedjies afdra en iewers gaan sit en weer opdra. So as ons 'n container het, kan ons al ons goed toesluit en gesond daarso sit. Nou hierdie container gaan ons hier rondom die R30,000 kos, om blad te lê, container op te sit, rakke in te sit. So ek noem dit vir jou, dit is een van die volgende projekte wat ons moet aanpak, sodat Kaleo suksesvol kan funksioneer. Maak dit sin?
As die Here jou oortuig of met jou praat om deel van dit te skenk of dit te skenk, dankie, kom praat met my, dan kan ons dit op die regte manier doen. Daar was nog een ding wat ek moes sê. Het ek al gesê, ek is lief vir julle. Ek is so lief vir julle. Vir almal aanlyn ook, lief vir jou. Sien jou volgende week, nie hierson nie, aanlyn, en dan sien ons mekaar die 8ste Junie, nee? Weer hierson. Blessings, goed gaan. As jy wil saam is deur die doop, ons gaan daar so agter wees. Veilig ry.